3. Hallo replikies, wat sê julle? Ek kan vir julle sê wat ek sê. Ek sê hallo. Ek hoop dit gaan regtig waar goed met elke liewe een van julle, want Jesus lewe. Dit beteken ons kan bly wees. Alright, maar wat het ek alles vandag saamgebring? Ek het wat is dit, 'n klein bordjie saamgebring. Ek het 'n klein bordjie. Ek het die keer nie baie water nie. Ek het 'n klein bottel water ook saamgebring. Ek het die kers weer saamgebring. Dit beteken stop. Okay, stop die lorry. Ons gaan met vuurwerk. Dit beteken 'n groot mens moet by wees en toestemming gee om hierdie eksperiment te doen, maar die groot mens moet saam hierdie eksperiment doen. Okay, kom sit hierdie daar so nie. Het julle gedink dis al wat ek gebring? Ek het nog gebring. Ek het eksperimentglasie gebring, maar jy kan enige glas gebruik. Ek gebruik die ene. Jy kan enige glas gebruik, maar jy moet dit kan sien weer. Okay, en ek het kleersel gebring. Ek het sommer blou kleersel om dit mooier te laat lyk. Dit is nie nodig nie, ek kan gewoon water gebruik, maar ek het kleersel gebruik. En dan het ek 'n lighter wat nie wil aansteek nie. Ek het weer 'n lighter gebring. Okay. Is dit? Kom ons kyk. Is dit al? Wat is hierdie? Dit is nie belangrik. Hoe sit ons so terug? Ek het niks belangrik verder hier binne nie. Ek kan maar toe maak, kan ek nie. Shh. Okay, ek gaan hom. Daar's hy. Hy's weg. Alright. So. Kom ons kyk weer wat. 'n glas, wat is dit? 'n kers, kleersel, 'n bordjie, lighter en water. Het ek water gesê? Ek dink ek het klaar water gesê, maar ons het water gebring man. Alright. So kan julle weer raai wat ek gaan doen. Wat se eksperiment gaan doen? Gaan ek koffie drink? Gaan ek explosion maak? Gaan ek 'n ontploffing maak? Gaan ek koekies eet of gaan ek die glas onder sy bo sit en water in hom gooi? Wat? Gaan ek water in hierdie glas kry terwyl hy onder sy bo is? Okay, so wat gaan ek doen? Gaan ek koffie maak? Gaan ek 'n ontploffing maak? Gaan ek 'n explosion maak? Nee, ek het klaar 'n explosion. Gaan ek koekies eet of gaan ek water in hierdie glas gooi terwyl hy onder sy bo is? Julle kan raai, kry gou die goedjies, kry 'n groot mens dan doen julle eksperiment saam met my. Okay, so as jy geraai het dat ons water in hierdie ouetjie gaan gooi terwyl ons bo is, het jy 100% reg geraai, man, dis wat ons gaan doen. Ons gaan water in hierdie ouetjie gooi terwyl ons bo is. Maar vandag praat ons oor 'n baie belangrike onderwerp, 'n baie belangrike onderwerp. En dit is die krag van gebed, Het jy geweet dat gebed 'n kragtige manier is om met God te praat? Is 'n kragtige gesprek met God. Wat het Paulus gesê in 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18? Wees altyd vol blydskap. Moenie ophou bid nie. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag, omdat julle met Christus Jesus verenig is. So dit sê ons moet altyd bly wees. Ons moet altyd bid en ons moet in alle omstandighede dankbaar wees. Dit is hoe belangrik gebed in ons lewens is. Okay, maar kom ons begin met die eksperiment. Eerstens wat ek gaan doen is, ek gaan hierdie ding rondgooi, ek gaan hom net aansteek terwyl hy so los is nog, en as hy steek aan, en wat ek net gaan doen is, ek gaan so bietjies was hierso op die bordjies gooi, laat drip, sodat die kers kan regop laat staan. Okay, so ek dink daai is stewig genoeg, hy gaan nêrens heen nie, kos wag net vir daai bietjies om af te koel. Okay, so wat ek gaan doen, is ek gaan net gou die blou kleersel vat, so maak, en ek gaan net so bietjies hier so ingooi, dan nie te veel blou wees nie, net so
nou sit dit silkies. Ek dink dis eintlik genoeg. Kom ons gooi nie in nie, want laas keer het ek te veel blou ingegooi. Toe was dit so bietjies van 'n gemors was dit nie. Okay, maar ek gaan dit doen. En dan gaan ek my water vat en ek gaan dit nou ek net hier so ingooi. Daar sy meng die blou mooi in. As hy blou meng mooi in, meng. Daar sy, kom ons gooi redelik water hier binne. Dink jy ons moet nog water? Ek dink dit is genoeg water in my opinie. Dink ek dis genoeg water. So, dink aan hierdie kersvlam as ons probleme en ons bekommernisse. Nou kyk wat gebeur. Onthou, die kersvlam verwys na ons probleme en ons bekommernisse. Hoor julle? Ons probleme en ons bekommernisse. Hou dit daar so in jou kop. Okay, so kyk wat nou gaan gebeur. Soos wat ek hierdie ouetjie omdraai en dan gaan dit oorsit. Kyk mooi. Wanneer ons bid, gee ons probleme aan God oor. Soos die kersvlam wat uitgaan en die water wat opgetrek word, neem God ons bekommernisse weg en vul ons met sy vrede. Was dit nie so super cool nie, soos die water ingesuig was en die vlammetjie doodgegaan en al, maar het jy iets agtergekom? Ek het iets agtergekom toe die water ingesuig was en die vlammetjie sommer doodgegaan. Het julle dit ook gesien? Ek het dit gesien, maar dit is net soos ons, onthou jy toe gesê het, die vlammetjie verwys na ons probleme en ons bekommernisse. Dit is dieselfde in ons lewens. As God se vrede ons vul, kan daai bekommernisse en daai probleme nie ons oorweldig nie. Onthou replikies, gebed is 'n kragtige manier om met God te praat en ons probleme aan hom oor te gee. Hy luister altyd en is altyd daar om ons te help. So, maak dit 'n prioriteit om elke dag tyd te spandeer met God en ervaar die wonderlike krag van gebed in jou lewe. Okay. Kat, is dit 'n kat? Is ons reg? Ek wil hierdie nou doen. Ek wil kyk wat gaan gebeur as ek hierdie doen. Kom ons kyk. Ek kan seker my veiligheidsbrille nou afval omdat die kamera nou mos nou af is. Kom ons kyk wat gaan gebeur. Ek het gemors. Hardloop.